jou bedrywighede daarin verwoord staan. Ja, jy weet pas op dat ek jou nie die hele dag besig hou nie. Maar oes. Die buitelug reklame bedryf in Suid-Afrika word in die omgang bekend as billboards, is onderafdeling van die media industries, nie dieselfde as radio en televisie en die gedrukte media en die internet deesdae en buitelug reklame kompeteer vir dieselfde advertensiebegroting as wat die radio mense en die televisie en die drukpers meeding. Nou die groot verskil buitelug reklame is dat dit verskaf geen inhoud nie. Radio, mense luister na 'n radiostasie want hulle luister na die inhoud en dan word hulle ambush, wat is nou die Afrikaans vir ambush? Lokval. Jy word dan deur advertensies in 'n lokval gelei, dieselfde met televisie en gedrukte media. Buitelug reklame verskaf geen inhoud nie. Jy word op die pad geambush en om die ware wat nou daarop geadverteer word te verkoop. Dit is 'n grootterige bedryf in Suid-Afrika, tans oor die 1.5 biljoen rand per jaar en dit verskaf omtrent werk aan tussen 6 en 7.000 mense. En daar's 'n klomp skelms daarin betrokke. Nou ja, ek vermoed dat dit nie verniet is dat daar ook 'n gedig is waarin dit voorkom nie. Miskien kan ons later wel weer terugkom op al hierdie gegewe wat jy hier genoem het. Maar wat ek dus wil vra na aanleiding daarvan is, want behalwe dit het ek nou nog gelees, jy's internet webwerf redakteur, jy's 'n boer of nee, jy's 'n jagter en jy's 'n kok en al die dinge. Ek het nou net gewonder, hoe kom 'n mens uit al daai bedrywighede by die skryf van 'n digbundel uit? Weet jy, was dit vir jou 'n moeilike pad? Ja, dit is nie maklik gaan die buitelug reklamewêreld is maar die gewone sakewêreld wat 'n hoë tol eis aan jou tyd. En ek moes op 'n stadium net die besluit neem te sê ek moet iets kreatiefs doen, anders dan gaan ek definitief ophou asemhaal op 'n stadium. So dit was met moeite, maar hoe verder jy gaan en hoe meer gedissiplineerd jy is, hoe makliker kom dit. Om by 'n digbundel uit te kom was baie moeiliker as wat ek gedink het. Die prosa werk wat ek geskryf het makliker gekom. Die digbundel baie moeiliker, maar 'n baie meer bevredigende proses, want jy moet jou kop skoonmaak van enige iets wat daarop inwerk en jy moet hard fokus. Of ek het nou altyd reg gekry het, is ek nie so seker nie, maar ja, dit is ek nog steeds soos die Engels sal sê, 'n day job. So hierdie moet ek inpas tussen 4 uur en 8 uur in die oggende op 'n gereelde basis. En as jy eendag skiet, dan is al 'n week of 'n maand wat sommer net voor jou oor verbygaan. Nee, ek het nogal vermoed dat dit baie dissipline van jou waarskynlik geëis het. Oor nog 'n woord wil ek praat, dit is natuurlik die titel, want dit is nie 'n woord ek dink wat die meeste van ons ken nie, as signaat. Jy wil nie vir ons 'n bietjie verduidelik die herkoms daarvan en die betekenisse daarvan, ook in die lig van wat in die bundel staan miskien? Die betekenis van die woord is tweelyn, en dit die oorsprong in die Franse Revolusie. Toe die koningshuis omvergewerp is natuurlik die geld wat in omgang was tot nie, want die koning was die houer van geld, hy was die eienaar van geld. So die rouspeer en daai mense moes 'n stelsel ontwikkel sodat daar ekonomiese aktiwiteit kan aangaan. En hulle het dan eintlik die eerste banknoot
gebruik en die banknoot het bekend gestaan as 'n assignaat en jy was verplig om as iemand hierdie dokument aan jou offer om dit te honoreer en die bedrag wat op daai dokument staan te betaal. Dis die letterlike betekenis van die woord. Dan die mens wat dan verantwoordelik raak om daardie skuld te betaal, is dan bekend gestaan as 'n assignaat. Nou ek het toevallig op die woord afgekom, ek het iets anders gesoek in die woordeboek en ek het die woord gesien en dit het by my gebly en nadat ons die bundel eintlik afgehandel het, toe moes ons nou besluit op 'n titel tussen ek en die uitgewer en die redakteur en ons het 'n klomp goed op en af gegooi en op 'n stadium het ek gesê, jy weet, ek het die folder op my rekenaar waarin ek die gedigte wêre se naam is assignaat. En ek het dit toe voorgestel en dit het gewerk, want ek het toe die woord in van die gedigte gebruik, so dit het goed afgegaan. Met benefit van hindsight, in my Engels verskoon, ek het vir 27 jaar eksklusief 10 ure 'n dag in Engels deurgebring, so ek het my bundel lees, my woordeskat is redelik beperk. Is my kinders vir my redelik vieserig oor die term assignaat, want ek het nou wel verduidelik dat dit is nou 'n skuldbetaling wat ons vir alles Afrikaners moet verantwoording doen vir die goed wat verkeerd is in die verlede. En hulle sê, maar al wat ons het is ons te skuld gevoel. Hulle is die generasie wat die prys gaan betaal. So hulle is redelik vies vir my oor die naam wat ek uitgedink het, maar ja, dit is van die gedigte of die tema spesifiek van die eerste gedeelte gaan dan daar rondom om te kyk hoe dit ontstaan, wat ons is vreeslik vinnig om politici te blameer vir alles wat gebeur het, maar om bietjie ook te kyk na die res van ons lewe en in hoe mate het ons historiese digkuns ook 'n bydrae gelewer tot die narratief dat dit so maklik was om ideologie soos apartheid te onderhou. En dis die term assignaat beskou ons onsself nou as die prysbetalers, maar met die benefit van die jonger geslag was dit dalk 'n voorbarige titel gewees. Een van die gedigte waarin die woord ook opduik is Pak vir Perth. Ek wonder of jy nie vir ons dit wil lees in bladsy 37. Ek vind myself moedig vir Afrika, sy taksies, sy vullis, sy staking, sy steelery, sy stadigheid, sy onkunde, sy geduld, sy vergifnis, wat ritmies timmer aan my weefsel as dit my heel maak of seer maak, as dit my vorm of renoveer en my stilweg reduseer tot assignaat. Jy pak op vir 'n geïsoleerde kontinent, want jy mis Afrika se oop paaie, sy parke, sy ordelikheid, sy dienste, sy puls, sy deurbrake, sy onverdraagsaamheid en sy toerekenbaarheid. Jy verkies die reëls van eendersheid in perfekte woonbuurtes op perfekte paaie, in perfekte ruimtes op perfekte draaie, perfek in 'n spierwitte droom. Klink soos 'n nuwe apartheidsdroom, net die bundel is ook in 3 afdelings verdeel. Jy kan verwys na die eerste afdeling. En ek het 'n bietjie gewonder of jy nie ook vir ons ietsie wil sê oor waarom jy die gedigte in die 3 afdelings ingepak het in jou bundel nie. Ja, dat waarskynlik minder denkwerk daarin ingegaan is, dit lyk. Die eerste gedeelte is sluit tematies by mekaar aan deur te kyk na veral die ouer digters se gebruik van woorde en dit dan saam te sit met die evangeliese teks wat eintlik maar
die synodale goedkeuring was van alles wat gedoen is. Die tweede gedeelte is die lamente vir 'n midlife crisis. Is bietjie meer persoonlik van aard en rondom persoonlike ondervinding. En dan die derde ene is maar die goed is wat nie by die ander twee ingepas het nie, het in die derde afdeling ingegaan. Ja, nee, maar hy het 'n veelzeggende titel ook, daai derde ene waarby ek 'n bietjie nou sal wil terugkom. Wil jy nie vir ons een van die gedigte wat my geroer het, regtig besonder geroer het, staan daar in die eerste afdeling 'n gedig vir Mapetla. Jy wil nie hom vir ons lees nie, want dit is 'n gedig wat ek dink nog treffender is teen die agtergrond van die gesprek tussen jou kinders waarvan jy vertel. Ja. Gedig vir Mapetla. Ek onthou saam met die reek van 'n lahaba. Nou voor ek nou verder lees, moet ek eers verduidelik wat is 'n lahaba. Daar is 'n voetnoot. Ons het op die plaas het jy 'n lahaba gekry en jy het hom uitgegrawe onder die grond, 'n redelike vormlose wortel wat verskriklik bitter was. En jy het gewonder elke keer, was groot moeite om hom uit te kap, want jy kon hom net in die winter uitkap, so die grond was hard. En dan is hy verskriklik bitter, en as jy 'n week kon kry, dan doen jy dit weer. Is nie dat dit lekker was of iets nie, maar elke keer as jy kon kry, dan grawe jy lahaba uit en jy sit daai bitter ding op jou tong. Weet nie, een of ander vorm van selfgeesteling wat jy as 'n kind doen, wat nie beskryfbaar is nie. Ek onthou jou saam met die reek van 'n lahaba wat ons uit die grond pik en dan bitter op ons tonge laat lê. Ek onthou jou saam met 'n waaierplant se blaarslierte wat ons in 'n armband om ons polse vryf. Ek onthou jou saam met die tulpe en die spruit wat ons in swepe vleg en vir die honde klap. Ek onthou jou saam met die smaak van soetriet en wartlemoenblik wat ons onder groen mielieplante lê en eet. Ek onthou jou kaalvoete in die stof as ons die beeste gaan haal wat jy elke aand moes melk. En dan elke aand teen skemer skei ons paaie apart. Ja, ek gaan jou uit daardie midlife crisis bundel, ek moet net vir die mense sê, as hulle gewonder het waarvoor MLC is staan, aan die begin is ek baie dankbaar, want ek moes ook eers 'n bietjie rondvra. Ek weet nie of dit aan my verbygegaan het nie, ek is baie jammer dat ek dit nie dadelik herken het. Maar goed, een van die gedigte uit daardie afdeling, Willem, wat ek graag ook sou wou hê jy moet lees, is die gedig Stemloos. En dan wil ek vra dat jy, nadat jy dit gelees het, miskien ook jou gedagtes daarom verwoord, of jy dink, dit is 'n ervaring wat jy verwoord het, wat 'n mens deesdae nogal dikwels van hoor. Bijna wil politiek praat. Wel, die bundel doen dit nie ek nie. Die gedigsnaam is Stemloos en dis op die ritme van 'n allitererende vee. Ek is foos 45 en verward. Ek word verag as veral wit en manlik. Vrees ek 'n swart toekoms en 'n wit verlede. My vaardighede is verdag, my kennis word verag. My offers nutteloos verdeel, want my voordele is reeds te veel. Verward, veral manlik en 'n wit verlede, is my voordele steeds te veel. Voorlopig nou sonder stem. Ja, sonder om politiek te praat, is die post 94 redelik goed daarin geslaag om die narratief voor 94 wat hoofsaaklike Afrikaner man narratief was, is streep deur te trek. Met goeie rede en goed so. Ek dink nie daar's noodwendig groot ruimte vir alle Afrikaanse man stemnarratief in die post 94 nie. Maar op 'n persoonlike vlak vind jy dat jy nou en dan moet deel daarmee, want as 'n permanente narratief
of as 'n groot narratief wat dit was, as jy nou van mag ontneem, en jy moet nou aanpas daarbij. En dit is goed dat jy aanpas daarbij, maar dit is nie, dit is nie iets wat outomaties kom, of vanself kom, of maklik kom nie. Jy moet jou doelbewus wanneer jy in gesprekke ingaan, moet jy jouself temper en sê, jy kan nie hier praat soos jy gepraat het nie, die taal wat jy gebruik is nie die regte gebruik nie, die perspektief waarvan jy kom is nie meer die regte perspektief nie. Jy moet jouself inkort en dit maak jou gelukkig sonder 'n stem. Ja. Ek moet nou sê, dit is my skuld, die vraag wat ek tot dusver vra, jy weet, laat hoe klink dat jy met 'n stem net van die een hoek af praat. En dit is daarom nie waar nie, want as jy vir ons die volgende gedig sal lees, ook uit daai afdeling, wie sal kom nag sê daarop, dat se 54, ek dink dan sal dit daarom, dis 'n blinkende getuienis dat dit nie net 'n een hoek stem is wat ons hier hoor. Ja, hierdie is 'n net die volgende sê oor die gedig, dit is 'n van tyd tot tyd tel jy dit op in die pers, die verskriklike goed wat plaasvind, en jy wonder hoekom dit gewoonlik klein beriggies is, en daar's gewoonlik nooit opvolgberigte daaroor nie, en jy voel dat hierdie mense is 'n groot swaar kry wat nie 'n stem het nie. Maar ek moes dit aan iets koppel, en elke keer as ek van daai goed lees, dan ek is nie 'n groot Silas Reyneke fan nie, maar daai liedjie wie sal kom nag sê, die intonasie van wie sal kom nag sê, is 'n ding wat in my kop gebly het, en ek het besluit om dit te gebruik in hierdie gedig. Dis in 4 dele. Hulle stap, want die honger wil hulle kom haal. Agter hulle ma aan, want die honger kom hulle haal. Hulle is 9, 7, 6 en 2, want die honger haal hulle in. En op verdwaal van die honger hulle finaal. En knaag die laaste krag uit bondeltjies vergete bene. Wie sal vir Sebengo kom nag sê? Wie sal vir Mapule kom nag sê? Wie sal vir Nkune kom nag sê? En wie sal vir Klein Onkarabile kom nag sê? Die tweede een, 10 klippe en 10 sambokke reën neer op 6 meisies en 4 vroue stenig die 11de een. Die een wat weghardloop, die een wat die geheime sal uitklap, die een wat die initiasie vrees. Wie gaan vir Gabadiwe Motsage soen? Om 'n stowwerige sokkerveld maak jy Messi na, en kom die mangrels en die junkie funky kid bende gemors jy skoot in jou kop uitmors. Wie gaan by die hekkie vir Junaid McKenzie wag? Jou koppie in die sand is die laaste woorde wat jy hoor. Ek maak jou sommer vrek oor jy meer pap vra van jou eie ma. Wie sal vir Mohammed Jacobs toemaak elke nag? Ja, dit is baie keer regtig nogal swaar om koerante te lees nie. Ek wil op 'n ander aspek 'n bietjie fokus wat opvallend is in jou digbundel, en dit is ek noem dit maar die teenwoordigheid van ander tekste wat baie sterk is. Jy het al reeds gewys hoe daai eerste afdeling, jy weet, aan die onderkant lê die letterlik ook deur die voetnote wat daar in na Bybeltekste verwys, lê die evangelie boodskap, of soos dit geïnterpreteer is, of soos dit, laat ek sê, sy krag laat uitoefen het in die bepaalde omstandighede. Maar dan die laaste afdeling het heel spesifiek die naam verse op ou woorde. Is dit 'n bewuste styl aanpak by jou, of om te onderskraag hierdie dinge wat jy nou nog gesê het oor hoe daar meer sê narratiewe was wat die ou bedeling gesteun het, of is dit maar omdat jy nie gewoon omdat jy belese is, of wat lê ten grondslag daarvan? Ja, die gebruik van die teks was doelbewus, want die vraagstuk wat ek myself baie afvra is hoe gebeur dit dat
jy iets hoor en iets glo en iets ervaar as normaal en dan dit eendag te besef met dit is 'n totale bizarre ding waaraan jy geglo het. Dit is van enige menslikheid en dit is die denkproses van barbare. Hoe gebeur dit dat jy geval het daarvoor? So ons kan die politici het baie klein bydra tot daai hele debat gelewer. Ons hele samestelling as 'n groepering van mense het elkeen het sy bydra gelewer om seker te maak dat daai absurde proses geglo word. En ek het in die bundel probeer om te gaan kyk wat is die elemente. Nou hulle is baie meer as wat in die bundel is. Ek kon by die obvious goed is uitkom soos die evangelie, want ons is die evangelie en veral die sisterskerke se predikinge in Suid-Afrika is baie nou gekoppel aan Afrikaner wees etc. Maar ek het gesien dat selfs die digkunsnarratief ontsnap nie aan van daai goed is nie. Hoewel soos ek en jy so jy het my gesê Gerard Komrie gesê het geen gedig kon kry wat vir apartheid was nie. Dit is so, niemand het 'n gedig ten gunste van apartheid geskryf nie. Maar as jy gaan kyk na gedigte soos die gevalle Zulu en Duna in sy konteks en selfs hoewel Raka nie 'n stuk werk is wat op sigself apartheid onderskryf nie in die konteks wanneer jy groot word met die evangelietekste wat in jou voorgehou het in die ander literatuur daar is, dan kry hy 'n konteks van rasisme of van rasse superioriteit of van een of ander gevoel dat jy weet hierdie is 'n laer vorm waarmee jy te doen kry. So so die gebruik maak van daai tekste was doelbewus. Ek wou gaan kyk waar kom die narratief vandaan en wat van hom oorbly en ek was selfs arrogant genoeg om te besluit ek gaan die gevalle Zulu en Duna oorskryf om te kyk of ek om in sy eie narratief 'n ander betekenis kan gee, maar jy weet dit is so ook die laaste een die nuwe verse op ou woorde is ook daarvan, maar ook 'n besef dat jy skep eintlik in die skryfproses nie werklik iets niets nie. Jy gebruik maar baie die ander ouens se idees en partykeer herken jy hulle en partykeer herken jy hulle nie maar ek wou ook gaan kyk, is daar iets wat jy kan uithaal na vandag toe van die goedes en ek het hier en daar goed gekry dat ek sê, jy weet dit het aanwending vandag. Nie dat ek 'n totale streep daardeur wil trek nie. Die Afrikaanse letterkunde is 'n groot mag geskrewe werk wat van ontsettende hoë kwaliteit en gehalte is en jy kan nie alles met die politieke kwas verf nie. Dis nie wat ek wil doen. Ek wil die goed gaan soek wat spesifiek daar uitgekom het wat sê alright, nou weet jy hierdie het dalk 'n bydrae gegee dat ons so maklik die storie geglo het. Ja. Dat 'n mens dis die assignaat geword het wat jou titel waaroor jou titel het. Dis die wel aangewese tyd, ek dink om na die gevalle Zulu en Duna te verwys. Die titel hierdie keer is die gevalle Afrikaner krygsland. Dis op bladsy 32. Jy wil die hom vir ons lees. In die skadu van 'n ratel is my perd met sy kop teen die grond, lê plat met my boshoed oor my oë, die Republikeinse grondwet op my bors. Praat hulle oor brug 14 of Samaspos of oor Paardeberg of Koetekwanaval. Maar hulle teken my net weg. Een teken my vryheid van onderdrukking weg en die ander teken my onderdrukking van vryheid weg.
My agterplaas geplunder en verbrand, my vroue swygende blik stilstarend op die kindergraaf na Londen gestuur. My bure geëmigreer na Argentinië of Australië. En dan slaap ek nog, dan slaap ek diep, en almal lag in die weewal is ek heen, en die bilte lewe van die wille dans van die Zulu en Duna uit in Kandla. Sy voete dreensang, sy wit pluime wapper as die luipertvel oor sy skouers tuimel. Sy as 'n gaailem blink terwyl knokkie die ritmies op die skildveld trom as hy 'n Shiniwami vir sy impie voorsit. Jy moes dus ook die diensplig doen soos ek met 2 jaar. Ja. Goed, ek met studente waarmee ek werk met kreatiewe skryfwerk is ook soms jy weet gebruik intertekste en die verwysings en dit kan soms 'n bietjie gevaarlik wees en so aan. Ek het gewonder hoe jy gestaan het hieroor, het jy ook gevoel soms is dit word 'n bietjie gevaarlik en hoe jy dit toe gaan hanteer of praat jy net 'n bietjie met ons daaroor? Ek is nie so goed onderlê in die letterkunde dat ek al die gevare ingesien het nie, so ek was baie keer meer braaf as wat dit dalk wys was, maar ek het van die goed moeilik ondervind, want jy die narratief van die ou werk sluk jou in. En die idee is dan eintlik dat jy jouself dan uitskryf, en ek dink is in daai uitskryfproses wat ek nie goed in gevaar het nie. Ek kon nie narratief kry en ek kon dit analiseer, maar ek kon nie daai iets regtig kragtigs voortbring. En ek dink dit is die gevaar, so ek sit nog intellektueel sit ek nog eintlik dan self vas in daai narratiewe en ek kon dit nie regtig by vandag se Afrikaanse narratief ordentlik uitbring nie. Dit sal ek sien as 'n gevaar van om met die ou tekste te werk. Jy moet dalk 'n bietjie meer vaardighede hê as wat ek het om jou ordentlik daai te skryf, maar ek het nou net gedebuteer so. Ja, want ek wil sê, jy vaar so ver goed regtig en ek hoop dat jy dit verder sal doen. Terwyl ons op jou praat, jy lyk nie vir my na 'n man, die bietjie wat ek van jou te lees gekry het, wat sonder skrik vir uitdagings nie, soos hierdie ook, met hierdie digbundel. En ek is nou 'n bietjie moedswillig, want jy skryf in 'n familietradisie van baie bekende skrywers, waarvan sommige van hulle vandag in hierdie gehoor sit. Was dit vir jou nogal intimiderend om so digbundel aan te pak, om teen daai agtergrond in dit te doen? Ek is 'n bietjie moedswillig, jy hoef nie te antwoord daarop as jy wil nie, want dit het niks met jou digbundel te doen. Ja, en totaal is 'n lawyer, so ek kan nou geen vraag onbeantwoord nee, daar's niks intimiderends daaraan om familie te hê wat skryf nie, want die belangrike ding om te skryf is om op jou ster te sit en die werk te doen. En die ander belangrike ding is jy moet jouself jou gedagtes kreatief begin besig hou en jou bietjie stroop van die alledaagse rotine. En dis wat 'n familie waarna ek funksioneer jou aanmoedig om dit te doen. Dit kom baie maklik, dit is aanmoedig na al die pad, kom, sit, skryf, gaan aan, hoekom doen jy weet, kyk, jy sit net hier en vet vol die hele tyd, in plaas van jy 'n bietjie iets konstruktiefs doen. So, dit geensins intimiderend nie, die teenoorgestelde baie aansporend uit daai familie uit. En dan, jy weet, gelukkig is die letterkunde volwasse genoeg om nie die vergelykings te tref nie. Jy weet, want dit is nie geen twee skrywer hoe naby hulle geneties aan mekaar is, produseer dieselfde werk nie en jy weet so, dit nie daai was nie, ek het baie ander goedes in my lewe aangepak waarvoor ek baie banger was as ek. Ja, en ek het ook nooit die indruk gekry dat daar in daardie kroghuis nie die reg, jy nooit die reg gehad het om te gesels nie, saam te gesels nie so. Nie dat ek julle goed ken nie, maar die bietjie wat ek gelees het oor julle.
Goed, hier's baie mooi liefdesverse in jou bundel ook. En ek het gewonder of jy nie een van hulle wil lees nie. Ek het gedink aan hierdie een op bladsy 74. Miskien kan jy ook vir ons sommer die titel dan verduidelik. Maar as daar liewer 'n ander een is wat jy sou verkies, is jy ook welkom. Ek dink my kinders is ook hier. Marshall on a Lady is eintlik is die titel van 'n gedig wat Eugene Marais geskryf het. Dit beteken letterlik as jy dit vertaal sterrehoë. My vrou het vreeslike mooi oë. Dis jou blou oë wat my gevang het. Dis jou blou oë wat in my kyk. Dis jou blou oë wat jou bepaal. Dis jou blou oë wat my bepaal. Skitter hulle soos 2 sterre, dan klop my hart versnel. Skiet hulle soos 4 vonke, dan kom die duiwel my haal. Poel hulle soos viooltjies as die lus in jou lyf. Maar as hulle dof raak, soos die kleuter se pastel, dan raak ek dom en onbeholpe vir die brose porselein. Ja, nee, dit is baie mooi. Ek wil nog 'n bietjie ten slotte, jy weet, jy is natuurlik welkom om nog iets te beklemtoon as jy wil, Willem. Maar oor die uitgewer Hond, hoekom is jy soontoe? Ek het na my wete daar nie al te onlangs digbundels verskyn by Hond nie. Hoe het jy daarby uitgekom? Ja, Hond, ek ken Hond al, my suster het al goed by Hond uitgegee, Breitenbach het al goed by Hond uitgegee. Weet jy, as jy op 50 debuteer met 'n digbundel, dan is daar sekere realiteite wat jy in oënskou moet neem. En ek het na Tini toe gegaan, Tini Du Plessis toe gegaan, wat 'n gerespekteerde ouers, ek het nie kans gesien vir die selfpublikasie route nie, want jy ontneem jouself van die proses van 'n insig van kundige mense as jy op die selfpublikasie route gaan. En Tini het wonderlike werk gedoen en redakteur op die bundel was Ryk Hatting met wat ek en hy, hoewel hy in Nieu-Seeland sit, het ons elke Sondagoggend 8:00 het hy my gebel, hy het een of ander internetkonneksie gehad, wat het hom $1 gekos het om die hele dag te praat. En dan ek en hy hier so rondom 1:02 het ons dan afgesluit en dan het hy nou vir my 'n klomp huiswerk gegee en dan het ek die week gewerk en dan Sondagoggend het hy my gebel en dan het ons nou weer aangewerk vir etlike maande. En 'n proses waarin ek eintlik verskriklik baie geleer het. Ek wens ek kon daai proses heel aan die begin ondergaan voor ek 'n woord geskryf het. Want dis 2 mense met goeie insig in enige skryfwerk en ek het ontsettend baie geleer en ek is baie dank aan hulle verskuldig. Hulle gebruik die donasies om die onkostes te betaal, so ons het so 8 maande lank gesoek vir 'n donateur en ons het iemand gekry. Dus hulle is die voor en ek mens dus die Hermanus van Rensburg Trust het 'n donasie gemaak om die onkoste te betaal. Ja, nou as ek hou van Hond. Ja, die hulle het ook al in die verlede dinge gepubliseer wat nie so maklik elders gepubliseer sou word nie. Dames en here, u gehoor, u is welkom om vir hom iets te vra of mee te deel of vir hom te vra om 'n gedig te lees. As ek kyk na die titels, dan lyk dit vir my omtrent soos 'n reis deur die lewe. Wat het jou laat besluit, nou is die tyd om die boek te laat verskyn, die gedigte te laat verskyn? Is daar enige insident wat nou gaan ek publiseer? Ek weet nie, digbundel is soos kinders skryf, jy weet die maak daarvan is 'n baie plesierige proses en dan is daar 'n lang proses van afwagting en dan die voorbring daarvan is baie pynvol. Maar jy het nie 'n tydskedule op hom nie. Dit gebeur so. Ek het nie
is nie iets wat my gedryf het om te sê, dit moet nou geskryf word nie, dit het uitgekom en ek het gewerk aan hom en ek het hom gepubliseer, so ek het nie 'n agenda gehad en sê ek wil nou dit doen of hierdie is nou, as jy op 50 debuteer, dan natuurlik is jou lewensreis langer as die ander mense, so jy moet tap uit dit wat histories met jou gebeur het of van dit was, so dit sal ongelukkig neerslaan in jou werk. Enige vraag? My vraag sluit eintlik aan by die vorige vraag. Wanneer het jy jou eerste gedig geskryf? Die eerste gedig wat in die bundel is, het ek geskryf in 1998 al. Ek het voorheen ook geskryf, maar soos die rekenaars verander, vergeet jy om sekere goed is dit backup te maak, of het hang af van die proses hoe jy jou rekenaar verander, as jy nie genoeg backups gemaak het nie, dan is daai goed is tot niet so. Maar ek het nie op skool of dinges nie, ek was al getroud met kinders voor ek begin enigszins begin gedigte skryf. Enige vraag aan die kant? Ek wil iets sê. Ons noem hom Jali. Sy Sesotho naam is Mojalifa. My ma sê, dit beteken in Sesotho die laaste en die beste. En dit is dat die mense wat op die plaas was, naast die een kind na die ander gehad het, het gevoel hier, dit na nommer 5 moet sy nou ophou. So sy wou nie ophou nie, maar die plaas het gevoel, sy moet ophou. Jali is baie vriendelik teenoor die gesin, om te sê, hy vind dit nie intimiderend nie, maar ek kan dit aan die res van my familie sien, dit veroorsaak 2 dinge binne in 'n huisgesin. Net eenvoudig as jou ma skryf, is of jy moet besluit om in direkte kompetisie met haar te gaan, of jy besluit, as klaar iemand wat dit doen, ek moet iets anders doen. En jy kan sien in ons huisgesin hoe mense verskillende velde kies om hulle kreatiwiteit uit te leef. Maar omdat dit veral 'n verbale huisgesin is, het ek hier die 3 broers, waarvan Jali die sterk komponent is, maar die hele familie van ons, my kinders inkluis, kom huis toe om die 3 broers te hoor stories te tel. So dit is 'n baie verbale omgaan met dinge wat gebeur, met hoe jy dinge sien, en die oor vertel van goed, en hoe dit met die tyd verander as gevolg van taal. So ek het al baie keer gedink dat as dit nie was vir my en my ma nie, sou iemand soos Jali baie vroeër gedink het, maar ek kan skryf. Hoekom skryf ek dit nie? Net nie. So ek dink dit het tog wel 'n dempende invloed op die jongeres, van om 'n kanaal te kies, verbaal, en die feit dat Jali, wat is daar nou vir hom as hy wil skryf? Drama, prosa, poësie. Ok, gaan hy nou maar eers prosa doen in my ma vat, of gaan hy nou eers, ek dink is baie ingewikkelde besluite. Nog 'n vraag op? Ja, nee, ek kan 'n antwoord daarop as 'n vraag aan. Hy nou die van 'n spreekbeurt ontneem. Wat Antjie sê is 10% daarvan, en op die ou ende om enigstens te skryf, is 'n klomp dissipline en harde werk, en die omgewing waar jy, my persoonlike omgewing waarin ek my bevind, omdat ek moet werk, ek het 'n vrou en kinders wat ek moet onderhou, het 'n baie meer intimiderende effek oor die dissipline wat jy in die dag moet hê oor om kans te kry om te skryf. Ek het in 2007 het ek 'n jaar afgevat by
by my werk, ek het bedank en ek het gesê ek gaan nou begin skryf en ek het 'n hele jaar eintlik net 'n klomp gemors geskryf, maar dit vir die eerste keer kon jy vir lang stukke aan mekaar sit en skryf en bietjie aan jou vaardighede werk, wat ek wens ek kon dit vir 5 jaar doen voor ek die eerste keer publiseer, maar ek het 'n hartaanval gekry, dus dat ek nie weet jy moet nou 'n bietjie hierdie ding opwerk sit, anders dan gaan jy het 'n paar goed op jou inhaal. Maar dit het 'n baie groter effek, en as jy vandag kyk dat ons samelewing vind dit moeilik om skrywers te onderhou. In die voor 94 was dit saam makliker om skrywers te onderhou. Daar was Afrikaanse departemente by elke universiteit wat nie meer vandag so is nie. Daai mense kon in daai plekke 'n plek kry waar hy brood en botter kan verdien terwyl hy sy kreatiewe ding kon uiting gee. En groot Karel Schoeman het sy lewe lank by die argief gewerk. As Karel Schoeman vandag 22 jaar oud was, het hy nie werk gehad. Want hy het 'n gewone BA graad en hy is 'n wit man. Vir die staat werk, sorry, hy sou nie werk gehad het nie. So daai tipe van goedeswerk het 'n baie meer direkte invloed op die kreatiewe proses. Op die ouene moet jy op jou sterre sit en dit genereer. Dit kom nie van self nie. En ja, dan is die familie waar ek my functioneer was dit baie maklik. As 'n jongste kind is dit ook baie minder kompeterend, weet, want jy is die hele tyd gedonder tot op die laaste posisie, so jy het nou nie jouself so ek mind nie om prosa te skryf en poesie te skryf. Ek sien dit nie as 'n kompetisie met die res van die familie nie. Dit is so daai is 'n klein afdeling. Die ekonomiese realiteit is 'n baie groter stremming op die kreatiewe proses, en ek meen vandag kan jy dit ook sien in die Afrikaanse skryfkuns, daar's baie minder mans wat skryf as vrouens, want hoewel ons nou al die narratiewe verander het, is daai ding nog nie verander. Jy weet, so ons moet nog op pad loop, en ek meen die vrouenskrywers wat skryf, ek wil nou nie die manlike skrywers daarna kom nie, maar ek meen hulle is in 'n groot liga bo die gemiddelde manlike skrywers, die vrouenskrywers wat ons het, en hulle is regtig uitstekend. Daar is nog 'n vraag daar. Ek het hierdie insetsing baie interessant gevind. Ek wil net na aanleiding van die gedig op Golgotha op bladsy 33 net opmerk maak, en dit selfde mate ook seker ander verwysings na die Bybel, naamlik dat is seker sin metafories. Met ander woorde, mens moet nie dit sien as 'n stuk, byvoorbeeld dat ek maar weer die punt kom op Golgotha. En nou, ons weet van die Romeinse skrywers met daai kruisiging in daardie tyd as die onmenslikste wyse van teregstelling was. Ek het nou ons ook weer 'n boek gesien waarin Jesus aan die kruis hang, en dit is die uiterste van marteling. Nou, die toepassing hier volg waarskynlik uit N.P. van Wyk se verwysing na Raka in die eerste vers. En dan kom we by Nelson Mandela, en so gaan dit aan tot uiteindelik Thabo Mbeki skeer die voorhangse. Met ander woorde, die vraag is breedweg vir my, in watter mate mense van 'n sekere historiese gegewe, soos die kruisiging, metafories gebruik kan maak om so 'n inkleding op ons tyd te maak. Is daar nie iewers, as jy dit sê nou maar, jy vergelyk A met B, dat daar iewers daarom 'n streep te trek is. Ek sê, juist
wat ons histories weet van Golgotha, van kruisiging in die Romeinse tyd. Ek sê, in daardie tyd, dit was eers toe kruisiging beëindig is, dat Christene in daardie tyd iets positief, toe hulle nog kruise langs die paaie gesien het by die poort uit, was dit 'n geval van hands-off. Dit was iets. Nou in elk geval wanneer u dan ook van die ander gedigte na Bybelse motief verwys, waar trek 'n mens die streep of is dit nou maar digterlike vraag? Goed, dankie. Wat die Afrikaanse konteks daarvan aan betref, was die kerk en die politiek so naby aan mekaar, dat daar nie 'n streep te trek is nie. Die evangelie wat aan my aangebied is, hoewel het uit die Bybel gefundeer was die hoeksteen van apartheid. Apartheid is verkeerd, so vir my tot op hierdie stadium is die evangelie ook grotendeels verkeerd. Ek sal nou die Bybel moet gaan herinterpreteer en herlees om te kyk wat die werklike boodskap is. Wat die spesifieke gedig aan betref, het ek gevoel, omdat die evangeliese teks so groot invloed op Afrikaanse denke gehad het, het ek in daai 4 insidente wat op vir 4 verskillende datums plaasgevind het, maar tog in 'n sekere kronologie plaasgevind het, het dit vir my 'n baie sterk verband getoon met die kruisiging van Jesus soos dit in die evangelie ingegee is. Die stemmery, die evangelieproses begin met die lot wat gewerk word oor die klere. Nou, die stemmery in 94 is maar dieselfde as om lot te werk. En dan die rugby-wedstryd in 1995 was seker die een van die groot hoogtepunte vir die post-94 era waar ons werklik gevoel het dat hier's 'n kans dat hierdie ding gaan werk en dat jy as iemand met 'n aparte ideologie eintlik nie plek hier het nie en dit jy jou laaste asem daar uitblaas en dan toe begin die waarheids- en versoeningskommissie en jy begin sien, ja, dit is maar redelik rof op stadium so. As jy nou gedink het, jy het een of ander saak te maak dat daar enigstens iets goeds in apartheid was, jy het dit na aanleiding daarvan nie meer nie. En dan in 96 toe Thabo Mbeki in die parlement sê, I'm an African. Nou, ek het het nog altyd problematies gevind dat ons onsself Afrikaners noem, maar iemand 'n African is hy nie 'n Afrikaner nie. Maar as jy sê 'n Suid-Afrikaner is 'n South African. Nou, vir my is 'n South African, so Afrikaans is 'n Suid-Afrikaner, daarom is die Afrikaans vir 'n African is 'n Afrikaner. En het die ding vir my by mekaar gekom, ons is een. Daar is seker nog geleentheid vir een vinnige laaste opmerking of 'n vraag. Ja, dis in my tweede stuk prosa werk ek daarmee. Dit is 'n ingewikkelde storie. Maar Baie dankie, Willem en Bernard. Dit was baie interessant geweest en baie dankie dames en here vir hierdie wonderlike opkoms op hierdie mooi dag dat julle nie besluit het om buite toe te gaan piknik hou nie. Dit was heerlik geweest. Eerskomende donderdag het ons die spesiale bekendstelling van Chris Karsten se respektabele meneer Hartslief. Dis 5:30 vir 6:00. Dan die daarop volgende Saterdag is dit binnekring van spookasems oor die stories oor die lewe van Herman Lategan en Sonja Loots om te omgesels. Verder doen ons dieselfde ding soos elke Saterdag. Willem sal daar by die blou tafel wees indien julle wil van julle eksemplare laat teken.
En julle kan saam met ons verder kuier en geniet die tyd. Ons maak 1:30 toe. Baie dankie vir almal. Baie dankie vir. Ja, ek kan twee goed wees. Ek wil, as jy nou middeljarig is, soos ek is, dan moet jy nou deesdae oefen, anders volgens almal jy jouself onnodig beperkings oplet. Nou, die oefengym waar ek oefen is regtig nou 'n nuwe Suid-Afrika gym. Daar's ander wat meer eksklusief is, maar die een wat ek het dit minder wat mense in is, die ander is my heerlik om daar te gaan oefen, want jy sien hoe 'n jong swart man vir 10 ou wit vrouens swem aerobiese klasse gee en hulle moet nou dans op die reggae musiek wat hy aan hulle produseer en hulle doen dit. En dit is so lekker en deesdae met die iPod wat jy nou jou musiek op hierdie ding sit wat enige volgende liedjie speel, het ek eendag daar geoefen en ek het van hierdie Boerneef opnames op my dinges en dit kom toe in en ek het toe die potentiaal daarvan gesien en hierdie gedig geskryf. Ek word rebelsig oud in my oefengym, boek van Barry Herzog en Empire, dis Virgin Active Sin. Met 'n transistor in die oor was ek los voor los op die tredmill los, 2 kokers klop, as dit bicep teen bicep op die roeibed en tos. In die aerobics klas knik die lammertrop se wagterrot voor ons en haar voor ons, while hulle die pas kyk met meen en trap en 'n pramberg verbaas en bokspring en trippel met 'n jes aan haar kam. Die leeuwtaart hier voor my se swaaibout maak my kop stout, as ek lank en eerbiedig na haar kyk, die warm rooi mond van haar, 'n groot aardigheid rol deur my lyf. In die stoomkamer sit Brabander en koue mossiemespaar, verfomfaai en genadig om stilte te vind. Gelig se naam is Boerneef en die Virgin Active. En dan het ek ook 'n brief aan Jesus geskryf. Hoe gaan dit nog met jou? Met my gaan dit goed. Ek wil jou opreg om verskoning vra dat jy nou hierby betrek is. Die idee van 'n kindjie in doeke as my redder was net te fantasties om nie te glo. Ek sit ook soms in die stal en ruik die strooi en permis en wonder hoe die stront in so 'n onskuldige plek kon begin. Jou vlug na Egipte was heroïs, maar my gunsteling is waar jy in die tempel staan en die dominees onderrig. Hoe het ek gesmag om dit te mag doen, die sottelike spul wat my elke Sondag herinner daaraan dat ek nie met lag of vra, maar net maar moet glo. Moet glo dat net jy ons kan red, wat my by die punt bring. Jy weet, ons gedink is ons dat jy die droogmaak van 'n volk moet vergewe, as 'n genade die onverdraagsame rasobsessie wit moet was. Ek is jammer daaroor, jammer dat ons jou 'n Afrikaner moes maak.